Julle kan asseblief my vanoggend by Psalm 148 oopmaak. Psalm 148, ons gaan die hele Psalm doen. En dan kan julle sommer ook, as ons dit klaar gelees het, julle Bybels daar ooplos. Ons gaan die volgende 3 Psalms ook deurwerk. 184, 194 en 150, wat so mooi praat oor die aanbidding en lofprysing van die Here. Psalm 184 vers 1 tot 14 is dan sodoende ons hoofteksgedeelte. Net voordat ons vanoggend lees, wil ek net met julle ons tema deel. Ons tema vir vanoggend is adoration, wat 'n Engelse woord is wat verwys eintlik na aanbidding en lofprysing en klomp Afrikaanse woorde saam. En dit is ook sodoende ons eerste preek in die reeks wat handel oor gebed. Maar voordat ons lees, kom ons sluit net die oë en dan nader ons ook die Here. Vader, waar ons nou gesing het, hoe wonderlik en hoe groot is U naam. Vader, mag hierdie woorde 'n impak hê in ons lewens, mag 'n diepe spore trap in ons harte. En Vader, ons kan nie die onbegryplike begryp nie. Maar Vader, soos dat ons vanoggend U nader, Vader, mag U ons seën met die Gees, dat ons sal groei in hierdie aspekte. Dat ons sal groei in U onbegryptheid, in U almag, in U onverstaanbaarheid. En Vader, mag ons 'n lied in ons hart verkry, vol lofsange, vol aanbidding, vol prys, liewe Heer, waar ons nie anderster kan om as om vreugde te dans nie. Want Vader, U is waardig daarvan om op hierdie manier geprys te word. En Vader, sodoende vra ek waar ons nou gaan gesels oor gebed en hierdie aspek van gebed, hierdie aanbiddings- en lofprysingsaspek. Vader, mag U Gees elke een van ons se harte ondersoek. Elke een van ons se gebedslewens ondersoek. En Vader, mag ons waardevolle waarhede byvoeg. Nie waarhede uit dwang uit nie, maar uit liefde uit. Uit vreugde uit 'n hunker uit om nader aan U te beweeg in ons persoonlike wandel en verhouding saam met U. En Vader, sodoende vra ek, mag U vanoggend ook ons denke sluit vir hierdie jaar wat voorlê. Mag U ons herfokus op wat belangrik is. En dit is U en U seën. Vader, ek vra al hierdie dinge in U heilige naam. Amen. So as ons vanoggend lees uit Psalm 148 vers 1 tot 14, lees ek weer eens uit die 33 tot die 53 vertaling, en die opskrif sê vir ons, alle kreature moet die Here loof. Vers 1, Halleluja, loof die Here uit die hemele, loof hom in die hoogtes, loof hom al sy engele, loof hom al sy leerskare, loof hom son en maan, loof hom alle liggende sterre. Loof hom hoogste hemele en waters wat bo op die hemele is. Laat hulle die naam van die Here loof, want hy het bevel gegee en hulle is geskape. En hy het hulle in stand gehou vir altyd, vir ewig. Hy het 'n wet gegee wat geen een oortree nie. Loof die Here van die aarde af, groot see diere en alle dieptes. Vuur en haal, sneeu en damp, stormwind wat sy woord volbring, berge en alle heuwels, vrugtebome en alle sederbome, wilde diere en alle vee, kruipende diere en gevleelde voëls, konings van die aarde en alle volke, vorste en alle regters van die aarde, jongelinge en ook jonge dogters, oues saam die jonges, laat die naam van die Here loof, want sy naam alleen is hoog, sy majesteit is oor aarde en hemel, en hy het 'n horing vir sy volk verhef, 'n roem vir al sy gunsgenote, vir die kinders van Israel, die volk wat naby hom is. Halleluja. Net tot sover. Soos wat ek nou genoem het, begin ons vanoggend met 'n nuwe reeks wat handel oor gebed, en ek weet ons het al oor die jare 'n paar reekse eintlik gedoen oor gebed, verskillende tipes gebed wat jy kry en ook verskillende forme wat jy kan gebruik van smeking na danksegging en so kan ons aanbeweeg en ook aangaan en nog vele noem. Maar vanoggend wil ek eintlik en in hierdie reeks fokus oor elemente wat in elke gebed moet wees.
En ons eintlik onsself herinner daaraan om te sê, maar wat is behoort om daar binne te wees, dat dit nie baie keer dood voel nie. Ek weet nie van julle nie, maar ek praat baie met mense in die kerk, en hulle sê vir my, Pieter, ek wil groei in my gebedslewe, maar dit voel amper of ek hierdie terme van skepper en majesteit en begin en einde alfa en omega noem, maar dit het nie 'n impak nie. Dit voel nie of ek in verhouding met die Here staan as ek hierdie terme gebruik. Dit voel forceerd, dit voel nie my eie nie. En vanoggend gaan ons kyk en ook oor hierdie reeks na die prinsip van acts. Nou dis 'n Engelse prinsip wat handel oor gebed, wat staan vir adoration, confession, thanksgiving en supplication. En in Afrikaans staan dit vir aanbidding, belydenis, danksegging en smeking. En ons gaan vanoggend op die eerste term fokus van adoration. Nou adoration, jy kry nie eintlik 'n Afrikaanse woord wat hierdie woord verteenwoordig. Jy kan hom direk vertaal, maar ons ken nie eintlik hierdie woord in ons Afrikaanse woordeskat. Maar eintlik waarna dit verwys is aanbidding en lofprysing. En as ons na die woord adoration kyk, verwys dit om eintlik God se glorie of se glories in gebed te noem en te verklaar. Nou waarna dit verwys is om te sê God is die skepper van die hemel en die aarde. God is soos wat ons gesing het, die waymaker van alles. Hy is die alfa, die omega, al hierdie glories wat hy besit en wie hy is, te noem en te verklaar, maar dan is daar iets baie belangriks wat moet gebeur. In ruil van hierdie verklaring en opnoeming van hierdie dinge, vind daar lofprysing of is daar behoort om lofprysing in die gelowige se hart plaas te vind. En die rede daarvoor is, sodra daai woorde wat jy spreek betekenis het in jou eie lewe en gespreek word uit danksegging van 'n dienaar se hart af, van 'n kind se hart af na sy vader toe, is dit behoort om lofsange te kweek in jou hart, vreugde te kweek in jou hart. Maar dan gebeur daar nog iets. In ruil na hierdie kom daar 'n diepe intieme toewyding wat gekweek word in die gelowige se hart. Nou, voordat ons aanbeweeg net oor gebed, baie van ons groei in kennis van die Here. Ons groei in wie was Paulus, wie is Petrus, wie was Jesus, wie is God, wat het Moses gedoen, al hierdie aspekte, maar hoe min van ons groei in ons gebedslewens. En ek seker, ek gaan nou nie vra vanoggend, julle moet met julle hande opsteek as julle voel, julle het hierdie laaste jaar baie gegroei in julle gebedslewens. Steek dan julle hande op, en ek dink daar sal eintlik baie min hulle hande opsteek, vir die rede dat ons baie keer onsself flous in die geloof. Dat ons nie besef dat hierdie persoonlike verhouding met die Here net kan plaasvind deur gebed. Ons persoonlike verhouding met die Here kan nie groei as ons nie groei in ons gebedslewens nie. En dit beteken nie dat dit 5 of 10 minute moet wees my dag nie, maar baie meer. En ek weet ons het 'n besige lewe, maar ons het nou net gesing, sy naam is heilig, sy naam is bo alle name, hy het geen rival nie, hy het geen kompetisie nie, en hy beteken al hierdie dinge vir ons, maar reflekteer my persoonlike verhouding met die Here en die tyd wat ek saam met hom spandeer, nie net in die woord wat ek lees nie, maar in my gebedslewe, dit wat werklik in my hart aangaan. Is dit werklik iets wat getuig en 'n refleksie is van my verhouding van die Here? En ek dink meeste van ons, en ek inclusive, val baie keer in hierdie aspek. So die vraag dan vanoggend is, aanbid en loof ons nog die Here met lofsange in ons gebedslewens? So as ons dan na ons hoofteksgedeelte kyk, wil ek net ietsie noem en julle herinner daaraan. Soos wat julle weet, die oorspronklike Bybel was nie geskryf met hoofstukke en met verse nie. Dit was eintlik net klomp psalms, daar was klomp briewe wat geskryf was, klomp geskiedenis wat neergepen was, maar daar was nie afdelings nie. En baie keer flous ons onsself om te dink dat party gedeeltes daar ophou. Soos kom ons sê Psalm 149, hy hou daarop. Maar dis nie die werklikheid in elke geval nie. Ons het dit sodoende in plek gesit, dat ons makliker die Bybel kan lees, en ook van idee tot idee beweeg. Maar in my perspektief, dink ek,
Psalm 148, Psalm 149 en Psalm 150 is saam en moet saam gelees word en gehanteer word, wat handel oor die idee van aanbidding en lofprysing, en ek hoop elke een van ons leer iets vanoggend uit hoe Dawid die Here geprys het vir wie hy is. So as ons na die eerste 10 verse van Psalm 148 kyk, sê dit vir ons in vers 1, Halleluja, loof die Here uit die hemele, loof hom in die hoogtes, loof hom al sy engele, loof hom al sy leerskare, loof hom son en maan, loof hom alle liggende sterre, loof hom hoogste hemele en waters wat bo die hemele is. Laat hulle die naam van die Here loof, want hy het bevel gegee en hulle is geskape. En hy het hulle in stand gehou vir altyd, vir ewig. Hy het 'n wet gegee wat geen een oortree nie. Loof die Here van die aarde af, groot seediere en alle dieptes, vuur en haal, sneeu en damp, stormwind wat sy woord volbring, berge en alle heuwels, vrugtebome en alle sederbome, wilde diere en alle vee, kruipende diere en vleiende, gevleelde voëls. Nou Psalm 148 wys en verklaar dat God die skepper is van alle dinge. Nou hierdie klink baie leeg, ek weet nie van julle nie. Ons almal wat hier sit vanoggend weet dat God alles geskep het. Vir my en Kluisen, vir julle geskep het, elke kind wat gebore word, hier's 'n kleintjie vanoggend hier voor, is deur God gemaak. Elke diertjie daar buite is deur God gemaak. Maar nou vra ek julle die vraag, wat se impak het die waarde tans, of die waarheid tans in jou lewe? Wat beteken dit tans vir jou dat God alles geskep het? Het dit 'n impak in jou lewe of het dit nie? Want die realiteit is, wat ek in myself vind toe ek die preek geskryf het, Pieter, dit het nie nou 'n impak in my lewe nie. Is dit nie 'n waarheid nie? Ons glo dit en ons hou daaraan vas en ons verkondig dit en ons sê dit vir mense, ons vertel dit vir ons kinders, ons lees vir hulle Genesis, kyk hoe God alles gemaak, maar dit het tans geen impak nie. En die rede hoekom dit geen impak het nie, en ek dink dese waarheid, is eerstens dat ons so opgevang is in ons eie wêreld, dat ons baie keer vergeet wie daai wêreld geskep en wie is tans in beheer van daai wêreld. Tweedens, dink ek die wêreld water hierdie vir ons af. Nou elke kind en elke persoon wat tans hier sit, wat ek glo in die laaste 40 jaar nog skool gegaan het, daar's baie van julle wat nie in die laaste 40 jaar skool gegaan het nie, het geleer van evolusie. Het geleer van hierdie teorieë van die Big Bang teorie, van evolusie en al hierdie goed, en jy was dit geleer asof dit 'n waarheid is dit nie so nie? Seker elke kind, jy het toetse geskryf oor 'n teorie, en weet jy wat vir my so vergaande van hierdie, 'n teorie beteken is nie 'n waarheid nie, dis 'n idee. Dis nie geproef nie, daar is geen bewyse wat dit staaf nie. Maar wat doen die wêreld deur dit? Hoekom wil die wêreld nie vir ons in ons handboeke van biologie skryf, God het die wêreld geskep nie? Hulle sal eerder aan 'n fabel storie vashou, sodat hulle dit nie hoef te verkondig en neer te pen nie. Vir die rede, want hulle maak dit afgewater vir ons. 'n Kind wat hier sit vandag, wat nou op skool was onlangs, sal hier sit en alles opnoem van wat evolusie, natuurlike seleksie, wat Darwin geskryf het in sy boek van Origins, kan dit opnoem. Maar hulle kan nie vir hom sê wat behoort om die impak te wees van God as skepper in ons lewens nie. Is dit nie 'n waarheid en 'n realiteit nie? Maar Dawid kom so mooi en hy verduidelik vir ons, wat is behoort om hierdie titel en hierdie skepper, wat is hierdie waarheid behoort om vir ons te beteken? En eerstens sien ons in hierdie verhaal dat hy skryf oor dat die engele die Here prys, die leerskare prys die Here, en dit is verstaanbaar, ons glo ook, ek dink as elkeen aan die hemel dink ons aan die troonkamer, God wat op die troon sit, sy seun wat langs hom sit, en engele rondom die troon wat net aanhoudend tot in alle ewigheid hom gaan aanbid. Heilig, heilig is die Heer, soos wat Openbaring vir ons skryf. Maar dan gaan Dawid aan en hy praat oor die son, die maan, hy praat oor die wilde diere, die diere wat kruip, en hy skryf dat die hele skepping eintlik ook die Here loof en aanbid met lofgesange. Nou is my vraag op hierdie punt, dink julle dis simbolies neergepen?
Dink julle Dawid skryf dit nou maar net, want Dawid het nou niks gehad die aand om te doen nie, daar's nie 'n TV nie, daar's nie die TV nie, daar's nie 'n dakvyen wat hom kan koelhou nie, en hy sit daar in sy deurkusyn of in die vensterkusyn, en hy sien die maan en hy dink, hierdie maan moet ook die Here prys. En hy skryf dit simbolies neer, of dink julle dis 'n werklikheid, en ek dink dit is 'n werklikheid, dat elke ding wat geskep is, die Here loof en hom prys, daagliks en aanhoudend. En die rede hoekom ek dit sê, dat elke reendruppel, elke haalkorrel, elke wind wat waai, die Here prys met lofgesange, en die manier hoe hulle dit doen, is deur gehoorsaamheid te toon teenoor hulle natuur. Nou wat ek daarmee bedoel is, as ons vanoggend Here leeu deur hierdie deur laat kom, wat gaan hy doen? Hy gaan ons eet. Nee? Ek hoop julle is almal saam met my, nee? Ons gaan, oom Freddy is die naaste aan die deur, hy gaan bolt, hy gaan vir Tannie Lelani heel voor los. Omdat hy is 'n klein kind, om maar vorentoe kom. Maar dit is in sy natuur om te eet en om 'n bok te vang. Weet julle wat, deur dit verheerlik hy die Here. Waarvoor was die mens geskep oorspronklik? Wie kan vir my sê? Om die Here in 'n verhouding met hom te tree en hom te loof en hom te prys. Is dit nie waar nie? Om sy naam te verheerlik. Nou is ons nie dan die enigste aspek van die skepping wat nie tans hulle oorspronklike doel uitleef nie. Die haalkorrel val waar die Here wil hê hy moet val. Die muur loop waar die Here wil hê hy moet loop, volgens sy natuur. Wat gebeur as jy 'n leeu uit die wildheid haal en jy sit hom in 'n hok en jy probeer hom groot maak soos 'n katjie? Dan staan 'n Volksblad opskrif, man se arm afgebyt, nee? Want jy kan nie sy natuur verander nie. Maar weet julle wat so amazing van hierdie eenvoud? Ek hinker daarna dat iemand eendag sal sê, hoorie, maar ons kan nie Pieter se natuur verander nie. Hy sal aanhou die Here loof en hom prys. Hy sal aanhou hom aanbid, want maak nie saak, al sit ons hom in 'n ander situasie, miskien is die kerk eendag nie meer daar nie, soos in Openbaring se tyd, soos wat ons dit sien nie, maar sy natuur bly dieselfde, want hy's weergebore. En dit is waarna Dawid hier in diepte verwys, is 'n gehoorsaamheid, en in hierdie gehoorsaamheid kom 'n lofsang, 'n aanbidding. Net voordat ons aanbeweeg, ek is iemand wat baie lief is vir die natuur, en ook, ek en Michaela kyk gereeld vir al Sondag, probeer ons 'n diereprogram kyk, want dan voel jy so rustig, behalwe as die bokkie nou, wat oulik is, gejaag word deur 'n kat, wat hom wil eet. Maar, weet julle wat's altyd vir my so amazing? Ek kyk nou die dag 'n dokumentêr wat gaan oor krieke. Nou julle weet, krieke kan baie mooi klink en ook baie vinnig baie irriterend raak in die aand, né? Asseblief, hulle moet nou net ophou. Dan krik 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 die hele tyd. Maar wat die natuurbewaarders gedoen het, is hulle het dit opgeneem en ek dink vir 1000 keer stadiger gemaak die geluid. En as hulle dit dan speel, dan klink dit soos 'n orkes wat speel. Dis so pragtig en mooi. En om daaraan te dink, daai kriek maak daai geluid en ons vat dit vanselfsprekend, maar dit is lofgesange wat opgaan na die hemel toe. En dan bring dit ons by vers 4 tot 10. Net seker maak, by vers 11 tot 13, waar Dawid aangaan en hy praat nou oor 'n ander aspek van die skepping wat lofgesange en aanbidding bring tot die Here. En hy sê, konings van die aarde en alle volke, vorste en alle regters van die aarde, jongelinge en ook jonge dogters, oues saam met die jonges, laat hulle die naam van die Here loof, want sy naam alleen is hoog. Sy majesteit is oor die aarde en hemel. Nou gaan Dawid oor, hy begin met die engele wat die Here loof en prys. Hy gaan oor na die skepping, die res van die skepping, die diere, die bome, die son, die maan wat die Here loof en prys. Maar dan beweeg hy aan na die kroon van die skepping toe, die mensdom. Die mensdom wat in God se beeld geskape was. En hy sê, laat alle mense sy naam loof en prys. Let op, hy sê nie hier dat net die konings dit moet doen nie. Hy sê elke persoon van elke status in hierdie wêreld.
tot die wat geen status het in die wêreld nie, tot die oues, tot die jonges. Laat eintlik alles wat asemhaal, elke persoon in die mensdom, die Here prys vir wie hy is, want hy is waardig daarvan. Sy naam, sê hy, is verhef bo alle name. Hy is die koning van konings, die Here van Here. En dan in hierdie aanbidding en lofprysing, dink ek dis baie belangrik om op die punt, as ons dit wil toepas in ons gebedslewe, dan moet die ego bietjie verdwyn. Daai selfbeeld wat jy het, wat miskien, jy loop so rond, ek ry hierdie kar, ek het hierdie besigheid, of wat ook al, ek het hierdie geld, ek het hierdie spiere, dat dit moet verdwyn voor die Here. Want ons moet besef, ons tree in 'n posisie in om voor die Almagtige te staan. En ek dink nie ons begryp hierdie nie. Ek dink nie ons begryp dat God ook skryf in sy woord, dat die mens is so stof in sy aangesig, een oomblik hier en die volgende oomblik weg nie. Het julle al gesien, wat se impak het iemand in hierdie wêreld? Absoluut niks. Nee? Mense het gedink die wêreld gaan eindig, seker toe die Romeinse ryk die hele wêreld oorgeneem het, en toe Genghis Khan, en toe met die Eerste Wêreldoorlog, en toe met Hitler met die Tweede Wêreldoorlog, presies dieselfde. Nou dink ons weer met Trump, en wat in Amerika aangaan, dieselfde gaan gebeur, maar 'n mens het geen impak in 'n wêreld nie, want hy beheer die wêreld nie. Daar is net een heerser van hierdie wêreld, en dis Jesus Christus. Maar ons moet besef, as ons in hierdie gebed intree, staan ons op heilige grond soos Moses. Ons praat met iemand wat onbegryplik groot is, wat jy nie eers, soos wat oom Freddy vanoggend gesê het, werklik sy naam eers kan uitspreek nie. En God se naam word eintlik in Hebreëus so uitgespreek. Dis God se naam. En dink gou daaraan, tot die godlasterende persoon daar buite, moet God se naam uitspreek om aan die lewe te bly. Dit is hoe groot ons God is. Ons God wat die onmoontlike moontlik kan maak. Dis net onmoontlik omrede ons net die moontlikheid in dit kan raak sien. En dan vers 14 beweeg aan en sê, hy het die horing vir sy volk verhef, 'n roem vir al sy gunsgenote, vir die kinders van Israel, die volk wat naby hom is. Halleluja. En Dawid beweeg aan van weer eens engele, die hele skepping van diere, plante, bome, heuwels, berge, en hy sluit af nadat hy na die mensdom verwys, en hy gaan meer intiem, en hy sê, God se volk moet hom loof en prys. Nou vanoggend wat ek by julle hoor, miskien is ons nie Israeliete nie almal van ons is baie goed met geld soos die Jode nie, nie almal van ons het Joodse neuse soos ek miskien nie, so 'n skewe lang neus nie, maar is ons nie deel van God se volk nie? Sê die woord nie vir ons, as jy weergebore is Abraham, jou geestelike voorvader nie. Hy sê dit vir ons. En hier kom hy in 'n intieme manier, en wat vir my so mooi is, die Afrikaans sê gunsgenote, die King James sê saints, heiliges. God se heiliges moet hom ook dien en aanbid met lofgesange in gebed. Nou is my vraag vanoggend, as ons kyk na die natuur daar buite, 'n duif doen wat 'n duif doen, né? Adida doen wat Adida doen, 'n mier doen wat 'n mier doen, en hulle almal deur dit aanbid die Here met lofgesange. Die son kom op soos wat die son sak kom die maan op byvoorbeeld. Maar my vraag is ons nie behoort om die voorlopers te wees, om die res van die skepping te leer van wat lofprysing en aanbidding is nie. Ons wat God se volk is nie. Ons wat God se kinders is nie. En die rede hoekom ek dit sê is, want elke een van ons wat sê vanoggend ons is weergebore, het al van die Here geleer, weet meer van die Here as die res van die wêreld. Ons het sy genade, liefde ervaar, ons het sy vergifnis ervaar, die woord sê ons is een met Christus, en ek kan aangaan en aangaan, ons is God se kinders, ons was uitverkies voor die grondlegging van die aarde. Dis my vraag dan tans vir jou, en jy moet dit persoonlik vir jouself antwoord, is ek tans 'n voorloper vir die res van die skepping, vir die son en die maan, en vir die engele in die hemel, 'n voorbeeld van wat lofprysing is. Later in die woord in die Nuwe Testament sê dit vir ons dat die engele jaloers is op ons, want hulle het nie die insig wat ons het nie.
want hulle het nie die gees van God nie. Nie een van hulle sal vergewe word nie. Christus het vir ons gesterf, nie vir hulle nie. Al word 'n groter klem op ons gelê. My vraag is ons 'n voorloper? Leer die son vanoggend as ons hier uitstap, of as ons nou gaan sing van wat dit beteken om die Here te loof en te aanbid, as ek dit so simbolies mag stel. Vers 14 sê dan ook iets baie interessants. Hy sê, God verhef sy volk. Nou wat beteken hierdie? En ek dink nie ons besef dit nie. Paulus verwys so 'n bietjie daarna, deur na geheimenis te verwys, en hy sê, weet julle tog nie dat julle eendag die engele sal oordeel nie? En dan in 'n ander gedeelte in die Nuwe Testament sê dit, ons sal gelyk wees aan ons broer Jesus Christus. Hierdie terme en hierdie waarhede is dinge wat klomp teoloë al oor geskryf het en geskryf het wat hulle dink daarvan, maar ons kan nie besef en beskryf en begryp wat dit beteken om eendag heilig te wees nie. God sê hy sal ons verhef bo alle dinge, want sy seun is verhef bo alle dinge. Ons sal een wees met hom. Hoekom dink julle sal ons eendag vir ewig lewe? Wie lewe vir ewig? God. Wie is heilig? God. So wat doen God? Hy sê vir ons in die Nuwe Testament, hy maak ons een met sy seun, hy maak ons een met sy goddelikheid, as hy ons kom haal. En dis die enigste rede, hoekom ons vir ewig sal lewe, saam met hom. Niks anders ter lewe vir ewig, behalwe die almagtige een, behalwe die begin en die einde nie. En dit bring ons dan by Psalm 149 vers 1 tot 9. Net voordat ons vers 1 lees en deur dit werk. Mense, op hierdie punt is ons nie al juis nou behoort om amper op ons knieë te val in aanbidding en lofsang teenoor die Here nie. En ek noem hierdie vanoggend en ek sê dit maar, hoeveel keer buk ons nie in hierdie wêreld vir ander aspekte nie? Vir daai verhoging by die werk nie. Vir daai werkie wat ons moet kry nie. Hoeveel keer kla jy nie miskien in 'n fisiese vorm van hoe seer jou knie en jou rug is nie, maar as daai waterpyp bars in daai tuin, wat doen jy? Jy gaan buk daar en gaan werk in die modder om daai pyp reg te maak. Maar my vraag is, hoeveel keer het jy al met daai seer rug en daai seer knie hierdie jaar voor die Here gebuig en hom aanbid? Want jy doen dit vir wêreldse aspekte. Jy doen dit vir jou kleinkinders, vir jou kinders, vir jou broer, jou familie, jou vriende. Jy buig vir hulle, maar nie vir die Almagtige nie. In Psalm 149 vers 1 sê dan, Halleluja, sing tot eer van die Here 'n nuwe lied, sy lof in die vergadering van die gunsgenote. Nou die adoration of aanbidding sal maak dat ons 'n nuwe lied sing. Nou hierdie is my baie mooi en spesiaal. Die idee van adoration in gebed, van aanbidding en lofprysing, maak dat jy elke oggend opstaan met 'n nuwe lofsang in jou hart. Met nuwe woorde wat jy verkry het deur die vorige dag, deur na die skepping te kyk, wat jy die Here kan meer prys. En dit bring my by die idee, ek seker baie van ons het al films of flieks of movies, hang af hoe jy dit ken, gekyk waar in die ou tyd, as jy iemand gekry het wat liedere gesing het, het hy gereis van een dorp tot 'n ander dorp, van een stad tot 'n ander stad, en daar waar hy gekom het, het hy gesing vir mense, sodoende dat hy sy daaglikse brood verkry, né? 'n loon verkry waarmee hy kan eet en ook 'n lewe meer maak. Maar is dit nie juis wat ons ook moet doen nie? Ons moet ook sodoende daar waar ons gaan met lofgesange in ons harte in gebed die Here prys, want ons het die lewende brood verkry. Is dit nie presies dieselfde nie? En dan in hierdie vers verwys dit na die nuwe. Dit sê, sing tot eer van die Here 'n nuwe lied. En hierdie nuwe lied verwys na opnuut. God se genade is elke dag opnuut op ons, is opnuut vernuwe op ons, in ons. Elke dag verkry ons opnuut vergifnis van die Here af, soos wat ons vir vergifnis vra. Maar die aanbidding wat ons tot hom bring in gebed, waar ons hom prys vir hy wat 'n skepper is, hy wat almagtig is behoort om opnuut ook elke dag te wees. Dis nie behoort om 'n rympie te wees nie. Dis behoort om spontaan en in vreugde te gebeur. Wanneer laas het jy vreugde gehad as jy bid? Nee?
Gewoonlik bid ons net wanneer dit negatief is. Is dit nie waar? Dan bid ons op ons hartste. Vers 2, laat Israel hom verheug in sy maker. Laat die kinders van Sion juig oor hulle koning. Weereens sien ons Dawid lê weer klem op die Skepper. Hy prys en loof die Skepper van die hemel en die aarde. Hy prys hom as koning, hy prys hom as die koning van konings, as die Here van heres. En sodoende, hoe amazing is dit nie om in daai aspek die Here te prys nie, want die koning van konings, die Here van heres, het jou gekies om 'n kind van daai koninkryk te wees. Vers 3 beweeg aan, laat hulle sy naam loof in koordans, hom 'n psalm sing met tamboerijn en sitter. En ek weet in die ou baptiste, ek weet nie hoe goed ken julle die ou baptiste nie, sou nie so baie van hierdie versie gehou het nie, want daai tyd mag jy nie eers hande geklap het nie, jy weet, in baie denominasies was dit so, jy mag nie jou hande opgelig het as jy gesing het nie, jy mag nie dans nie, maar hierso kom 'n baie belangrike aspek. Die Here sê vir ons, Dawid sê vir ons, ons moet die Here aanbid deur musiek, lofgesange, aanbidding, maar in vreugde, en hierdie vreugdes behoort om soveel vreugde te kweek, dat ons soos 'n kind is wat opgewonde is. Wat doen 'n kind as hy weet hy gaan 'n persentjie kry of iets? Hy trippel, julle het dit al gesien. As hy 'n persentjie kry dan, dis nie eintlik 'n dans nie, dit so vreemde, hy draai in die ronde en hy's gelukkig, julle weet waarvan ek praat. Dis hoe ons voor die Here in gebed ook moet wees, volgens Dawid. Vers 4, want die Here het 'n welbehae in sy volk, hy versier die ootmoediges met huil. Nou hier is iets vir my baie belangrik in hierdie vers. Hy sê vir ons dat hy 'n welbehae in ons het. Ek dink die een van ons het dit al begryp werklik wat dit beteken. Die King James sê nie welbehae nie, hy sê pleasure. God vind plesier in ons. God vind vreugde in ons as ons hom aanbid met lofgesange in ons harte. En dan so mooi, God versier dies wat minder is, volgens die gedeelte, die ootmoediges, dies wat minder is in die wêreld, dies wat nederig is, dies wat swak is. Maar hoe versier hy hulle? In die Engels weer eens, bring dit vir my beter tevore, die King James Version, en hy sê, hy beklee ons met beauty. Maar wat se tipe beauty? En hy sê, beauty of salvation. Dit sê vir ons, he will beautify the meek with salvation. Verwysend, hy maak ons mooi, hy maak ons pragtig in sy oë deur vir ons redding en verlossing te gee. Hoe amazing is dit nie om vanoggend hier te sit en te weet, ons is pragtig in die Here se oë, want ons is oorklee met sy seun se bloed. Oorklee met verlossing en redding. Dit is hoekom ons moet jubel en juig. En dan vers 5, laat die gunsgenote juig in heerlikheid, laat hulle jubel in hulle bedde. Dawid skryf en sê ons moet jubel en juig, en hy praat eintlik hiervan tot in ons bed. Klink vreemd. Nou hierdie kan verwys om te sê ons moet van die oggend af tot in die aand, wanneer ons in ons bed klim, die Here loof en prys in gebed, maar daar is ook 'n ander aspek wat saamkom met hierdie. Hy sê die siekes, die swakkes, die oues wat tans in hulle bed is, wat te swak is om uit te klim, hulle ook moet die Here loof en prys met jubel in gebed. Hoeveel keer sien jy dit nie as mense ouer raak, dat hulle al hoe meer suur raak nie? Is dit nie waar nie? Ek hoop nie dis waar eendag van my nie. Ek sien hom Freddy, hoe kyk hy weg daar? Is dit nie waar nie? Nee, ek speel. Maar is dit nie juist die teenoorgestelde wat moet gebeur nie? Ons is behoort, soos wat ons groei in die Here en ouer word en swakker word, is net om meer te besef tot in ons bed, om te jubel, te juig, te dans in lofprysing tot die Here. En dan vers 6 tot 9 sê, lofverheffinge van God is in hulle keel en 'n tweesnydende swaard in hulle hand, om wraak te oefen onder die heidene, strafgeregte onder die volke, om hulle konings met kettinge te bind en hulle edeles met ysterboeye, om 'n vonnis wat opgeskrywe is aan hulle te voltrek. 'n Eer is dit vir al die gunsgenote. Halleluja. Nou die vers praat van oorlogstyd met die Israeliete,
en dis die konteks van waar hulle vyande gaan versoen, maar dis toepaslik in ons konteks ook. Wat se oorlog voer ons? Geestelike oorlog. Is dit nie waar nie? En wat sê hierdie gedeelte vir ons in die begin? Hulle sê, lof verheffinge van God in hulle kele en 'n tweesnydende swaard in hulle hand. Verwysend, as jy tans, en jy is eintlik elke een van ons is tans, in 'n geestelike oorlogvoering, dit hou nie op nie, dit hou aan. As jy tans in daai geestelike oorlogvoering is, en jy voel swak, sê die woord vir ons, die enigste manier hoe jy kan wen in hierdie geestelike oorlogvoering, is as jou mond vol aanbidding en lofgesange en is in gebed teenoor die Here met die swaard van die Gees wat in jou hand is. So moet jy oorlog voer. Wat gebeur met ons as dit swak gaan? Ons kom kerk toe, jy kan sommer sien die koppie hang, né? Dan vra ons, wat is fout? En dan sê hulle vir ons, nee dominee, dit gaan nou nie te goed nie. Hierdie gedeelte sê, al gaan dit swak, sleg, donker met jou hart en jou mond is behoort om vol lofsange te wees, aanbidding te wees teenoor die Here, en in die Here sal jy oorwinning verkry in hierdie geestelike aspek. En ons is amper klaar. Psalm 150 sê, halleluja, halleluja, loof God in sy heiligdom, loof hom in sy sterke uitspansel. En die vers is my so mooi, want dit sê vir ons moet die Here prys vir waar hy nou is. God is nie net in die hemel nie, hy is in sy troonkamer, hy sit op sy troon, hy is soewerein oor alles, hy regeer oor alles, ons moet hom prys vir sy koningskap. Maar nog mooier, die gedeelte beweeg aan, en hy sê dat ons moet prys vir die uitspansel. Nou in die Ou Testament leer ons dat die hemelruim alleenlik geskep is, vir wat se rede? Dat ons God se grootheid in dit sal raak sien. So mense, wanneer laas het jy die Here geprys vir sy grootheid, as jy na die uitspansel kyk? Want is dit nie juis hoekom hy dit gemaak het nie, sodat ons hom moet prys daarvoor nie. Hoekom dink julle is die ekosisteme van die diere daar buite in elke land verskillend en so uniek en so eintlik fragile, soos die Engels sal sê, so eintlik kompleks? God kon dit baie eenvoudiger ook gemaak het, maar dit so kompleks gemaak, sodat maak nie saak waar ons kyk nie, ons hom sal aanbid vir dit ook. Ons sal dien en met lofgesange op sal hef, om hom te verheerlik vir dit wat hy gemaak het nie. Vers 2, loof hom oor sy magtige dade, loof hom na die volheid van sy grootheid. En dit sê net vir ons, ons moet hom prys vir die dade, sy groot, magtige, almagtige dade, van in die woord, van sy seun wat hy gestuur het, sy skepping, sy verlossing, die woord wat hy vir ons gee het in die kerk waar ons vandag saam by mekaar kan kom. Maar nog meer belangrik, prys hom vir die dade wat in jou lewe plaasgevind het. Die dade, die hand wat in jou lewe is, wat genade toon teenoor jou. En eintlik dien hierdie 'n tweede doel wat sê eintlik herinner jouself, herinner jou vriende, jou gemeente, jou medegelowiges van wie God is en wat sy dade hy doen. Dit is wat ons oor en oor in die woord sien. Hulle sê dit is die God wat die Israeliete uit Egipte gelei het. Die God van Dawid, die God wat die see oopgekloof het, sodat sy mense daardeur kon stap. Hulle herinner mekaar die hele tyd aan dit. En onthou, ons dien 'n God wat die onmoontlike moontlik kan maak. Hy is die begin en einde. En dan amper klaar vers 3 tot 5 sê, loof hom met basynngeklank, loof hom met harp en sitter, loof hom met tamboerijn en koordans, loof hom met snaarspel en fluit, loof hom met helder simbale, loof hom met klinkende simbale. Dit is eintlik 'n baie bekende liedjie, as julle mooi geluister het. Nou ek as predikant glo dat in die kerk is ons primêre fokus om die Here te verheerlik. Is dit nie waar nie? Maar sekondêr teenoor dit, die grootste ding wat op 'n Sondag hier gebeur, is om onder die woord te sit. Is dit ook waar? Ek glo so. Sekondêr tot dit, wat minder belangrik is, maar nog steeds baie belangrik is die musiekbediening. Om te sing tot die Here. Albei moet in balans wees, maar ons moet nooit hierdie psalm vergeet nie. Die Here roep ons. En hy sê, loof my met instrumente, met dromme, deur te dans, met fluit, met snaarspel,
met simbole, loof my so, prys en aanbid my so. En hoe amazing is dit nie, om te weet, dat ons amper die enigste geloof is in die wêreld. Ek dink ons is omtrent. Wat se God hulle roep om in vreugde om te dien. Wat se God hulle roep om vreugde te vind in hom nie. Al die ander gode wat daar buite is, wat nie eintlik bestaan nie, roep hulle tot hartseer, net tot opoffering die heeltyd, sacrifice soos die Engels wil sê, maar God, ons God, die enigste God, roep ons tot feesviering met musiek en vreugde. En dan in konklusie vers 6 sê, laat alles wat asem het, die Here loof, halleluja. Vers 6 sluit af in konklusie, en hy sê, Dawid skryf en hy sê, alles wat asemhaal oor die Here loof, en die amazing ding is, alles wat asemhaal doen het alreeds. Want God is waardig daarvan, deur om sy naam te spreek, deur net asem te haal. Mense, mag ons groei in hierdie aspek, mag ons as ons bid, opgewonde raak om hierdie titels toe te ken aan die Here. Mag ons, terwyl ons bid in vreugde dans, miskien in ons harte en ook buitekant. Maar mense, mag ons nie langer hierdie dooie gebedslewens hê waar ons nie groei in. Net heel laastens, ek glo dat ons, die meeste van ons doen dit hier by die kerk. Ons sing, ons loof die Here, ons bid saam. Maar ons sê dit nooit in gebed tot die Here nie. Dis 'n waarheid. Maar dis om soos te sê, 'n pa wat baie trots is op sy seun en hy vertel vir almal waar hy gaan, wyd en suid, hoe trots hy is op sy seun. Hy prys hom, hy loof hom vir hoe sy seun is, maar hy sê dit nooit vir sy seun. Sê dit vir almal behalwe sy seun. Hy verklaar dit in die wêreld en is dit nie wat ons doen in Christendom nie. Ons verklaar Jesus in die wêreld, ons prys hom in die wêreld, maar as dit kom om met hom te praat daaroor, dan doen ons dit nie. En juis, hoe dink julle sal daai pa-seun verhouding lyk? Swak. Die pa gaan dink, hy kyk hoe vertel hy vir mense van hoe goed sy seun is, maar hy doen nooit die moeite om dit vir sy seun te sê nie. God wil hê ons moet dit vir hom sê. God wil hê daai lied moet in ons harte wees, 'n nuwe lied elke dag. Amen. Kom ons sluit die oë. Vader, waar ons nou in eenvoud deur Dawid geleer het hoe om U te prys. Vader, mag U vir elkeen van ons 'n unieke manier gee daagliks om U te prys en te loof in ons gebed. Se lewe, liewe Heer. Vader, mag U vir ons die woorde gee om 'n onbeskryflike grootheid te aanbid. Mag die woorde meer betekenis dra daagliks. En Vader, mag ons begin 'n kerk raak en 'n gemeente wees wat in vreugde U dien, nie in vrees of dwang, maar uit vreugde, liewe Heer. In liefde omrede ons wil, mag ons opgewonde wees om U werk te doen, om daagliks saam met U 'n pad te stap. En Vader, sodoende vra ek, as daar iemand is vanoggend wat dit nog nie besef het of ooit ervaar het hierdie vreugde nie. Vader, mag U hulle nou nader bring. Mag U klop in hulle harte deur die Gees soos nog nooit tevore nie. En mag hulle ook sodoende deel raak van hierdie koninkryk. En ook sodoende eendag verhef word saam met die Seun. Vader, ons vra al hierdie dinge in U heilige naam. Amen. Kom ons en ontvang die Seun. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om jou teen die aanvalle van die bose te beskerm. Die Here is onder jou om jou te dra as jy val. Die Here is binne jou om jou te lei met sy Heilige Gees. So seën die Here jou tot in alle ewigheid. Amen. Dankie julle.